dan gaan ek 'n gebed doen. En dan is hier so 'n blaartjie wat julle kan kom neersit. En dan is hier so sout. Julle kan sout kom opsit. Vir party mense simboliseer dit iets anderster, of jy kan 'n koringkorreltjie kom opsit. Die Bybel praat ons nou maar van sterf en opstaan en vrug. So jy kan besluit wat jy wil neersit. Of as jy niks wil doen nie, is jy ook welkom. Maar almal van julle is welkom as ek klaar gebid het om so ietsie te kom doen. En dan julle naaste familie, julle het 'n blommetjie en dan kan julle dit so kom neersit soos wat julle wil. Die ou Grieke in die antieke tyd het geglo dat die liggaam is eintlik die tronk wat die gees eintlik half gevange hou. So vir hulle was die liggaam eintlik niks werd. So daarom kon hulle ook met hulle liggame doen wat hulle wou. Hulle het nie ge-worry oor hulle liggame nie, vir hulle het dit gegaan oor die gees. En dit was half die hoër en die belangriker gedeelte van menswees. Ons Bybel leer vir ons dat ons 'n gees, 'n siel en 'n liggaam is. En daarom is die liggaam nie sommer vir God onbelangrik nie. En al gaan hierdie liggaam vergaan en as word, gaan daar 'n dag kom wanneer die trompet geblaas word, wanneer hierdie materie uit die dood uit opgewek gaan word, 'n verheerlikte liggaam gaan word saam met haar onsterflike gees en vir ewig saam met God in die ewigheid leef. So daarom is ons liggame nie sommer maar net die tweede beste nie. Jesus gaan ons liggame iewerster op 'n dag kom opwek. En daarom pas ons liggame op terwyl ons nou op hierdie aarde leef, want dit is die tempel waarin sy gees bly. So geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader, het dit toegelaat dat Alta Brits deur die dood van ons af weggeneem word. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur elkeen van ons diep bedroef geraak word, gee die Here self vir ons sy troos en sy bemoediging. Hy het beloof dat hy ons smart sal verlig, dat hy ons met sy liefde en sy krag sal bystaan en dat hy verder met ons op hierdie pad sal gaan. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het sy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige vandag uitroep, dood, waar is jou oorwinning? En dood, waar is jou einde? Eintlik is die dood 'n komma, dis nie 'n punt. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar ook vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. En ek luister so uit hierdie begrafnisbriefie uit. Dis iets wat Alta lyk my goed reg gekry het. Dis om haar lewe met ander mense te deel en vir ander mense iets te beteken. Daarom lewe ek nie net vir myself nie, maar lewe ek ook vir God en sy koninkryk. Daarom sê ek saam met Paulus vandag, as ek lewe, dan lewe ek voluit vir die Here. As ek sterwe, dan sterwe ek tot eer van die Here. As ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Here, ons sê vandag vir U baie dankie dat hierdie laaste afskeid en hierdie laaste totsiens sê van Alta se liggaam, Here, nie minderwaardig is nie en nie tweedehands is nie. Dankie dat U gesterf het vir ons totaliteit, vir ons liggaam, siel en gees. Maar dankie dat U ook opgewek het vir ons siel en liggaam en gees. Here, baie dankie vir hierdie lewe wat ons vandag kon vier. Dankie dat ons glo met ons hart, Here, dat U weer gaan kom en dat daar 'n wederopstanding is van die vlees en dat ons vandag glo dat daar 'n ewige lewe is. Here, dankie vir die voetspoor van Alta Brits vir bykans 60 jaar. Ons eer U vandag in die naam van Jesus. Amen. Julle is baie welkom. Julle kan nou ietsie kom neersit. Julle kan 'n blaartjie kom neersit. En sommer net kom tot sien sê soos julle goed dink. Enige iemand kan kom. Didn't know today would be your last.
that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angel around the throne tonight. Always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angel around the throne tonight. Ek vra die draer vir ons nader staan asseblief julle. Like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I
Siekteskind is handel op mekaar as familie. En as die draaie reg is, dan sal ons weer saam betaal as Almal kan 'n ballon vat wat enetjie wil hê. Hou hom net by jou, moet hom nie los nie. Kry sommer enetjie. Dan kan ons so 'n bietjie daai kant toe beweeg as die voertuig ry, so dan kan julle nader staan. Ja, so. Hierdie kant staan, hierdie duiwel gaan nou hier uit verhoog. Hulle moet hierdie kant staan. Hulle weet waar is hulle huis, hulle is gehou, hulle kom van hulle huis af. Hulle vlieg so 'n bietjie rond, agter te kom waar is hulle en dan gaan hulle sien hulle gaan nou huis toe. Julle kan so 'n bietjie nader staan en dan daar by die voertuig en dan as hulle reg is, kan julle die ballonne los.
Hulle weet daarom, hulle sal hom nou kry. Altyd die baie, waar gaan hy heen?